Ek wil vanoggend met u praat oor dankbaarheid. En op die skerm daar kan jy daar die blom sien wat daar is. En as jy na hierdie blom kyk, dan sal jy sien dat hierdie blomme, pragtige blomme, groei sommer, kan ek sê, uit 'n regte kommen vetplant uit, as ek dit so kan stel. Donderdag aand, toe wys ek vir Colleen, hierdie blom, die so pragtige ligpink, die knoppe wat daar so toe is. En ek sê vir haar, kyk hierdie mooi knoppe aan hierdie blom. En Vrydagoggend vroeg toe ek opstaan, net na 5 toe ek by die deur uitstap, ons bid nou elke Vrydagoggend 6:00 in die kerk, vir julle wat nog nie weet nie. Toe ek uitstap by my voordeur, toe word ek gegroet deur die lieflikste geur wat kom, van iewers af. En ek kyk rond, en ek het eers gedacht, dis die Josefs kleed wat daar in my tuin groei, en ek bemerk, maar hierdie geur kom van hierdie plant af. En ek stap na hierdie blom toe, wat jy daar so sien. En toes hierdie blomme so oop, en hulle gee 'n geur, wat letterlik my hele tuin vul. En ek vat daardie blom en ek bring hom kerk toe, en ek het hom hier kom neersit, wetende, dat wanneer ek vanoggend hier kom, sal hierdie blomme lyk, soos hulle nou hier lyk. Heeltemal verlep, en heeltemal dood. En toe ek daarna kyk, toe besef ek, toe ek daai pragtige blom sien, en aan buitekant gestaan in die tuin, en net die Here dankie sê, Here, vir hierdie mooi blomme, want hulle is pragtig soos jy daar sien. Maar het ek ook een ding besef, dat hierdie blomme, is 'n tipe blom, wat net vir een dag lank mooi lyk. Daarna, gaan hy so lyk, soos dat hy daar is. En ek ervaar een ding in my hart en my lewe, en dit is, as ek die tyd gemaak het, om daardie blom te geniet, daardie blom te waardeer, en net met dankbaarheid in my hart teenoor God, na hierdie blom te kyk nie, dan sou ek later nie weer die geleentheid gehad het nie. Jy sien, en so is dit in 'n mens se lewe ook. Baie keer het ons geleenthede tot dankbaarheid, maar omdat ons nie daardie geleentheid tot dankbaarheid altyd gebruik nie, is dit so dat daardie geleentheid by ons verbygaan. As ek besluit het, ek is nou te besig, wil vanoggend na hierdie blom kom kyk, dan sou dit gewees het wat ek gekry het, wat daar so is. Niks anders is dit nie. So, kom ons sê vir onsself, ons moet die geleenthede, van wat God ons gee tot dankbaarheid, moet ons elke dag dan ook ter harte neem. Dankie, julle kan hom vir my aanskuif. Ons praat dan vanoggend oor die gedagte van dankbaarheid. En as ek vir elkeen die vraag kan vra, wat is die aard van jou dankbaarheid? Wat is die make-up van jou dankbaarheid? Wat is die aard van jou dankbaarheid? Is jy die dankbaarheid wat in jou is? Nie dankbaarheid net vir al die goeie dinge nie, maar die dankbaarheid wat in sy totaliteit in jou is, moet 'n evaluasie maak. En jy moet sê, hoeveel dankbaarheid is daar in jou lewe, en hoeveel ongelukkigheid is daar in jou lewe. Elke mens het 'n beperkte hoeveelheid dankbaarheid, en het 'n beperkte hoeveelheid ongelukkigheid in sy lewe. Nou wat vul jou denke die meeste van die tyd? Word dit gevul deur 'n dankbaarheid teenoor God, of word dit gevul met net, ek is net dankbaar as dit vir my gerieflik is. Jy weet, dit is baie maklik om vir al die gerieflike dinge wat by pad langs te kom, dankbaar te wees, maar kan ons dankbaar wees ongeag van wat in ons lewens ook gebeur? Die lewe van dankbaarheid het ook 'n prys om te betaal.
Ons moet besef dat ons kan nie net bly wees oor die goeie dinge wat ons gebeur nie, maar ons moet besef dat dankbaarheid vra ook van ons 'n prys. As die woord van die Here leer dat offer dank aan die Here, dan sal dit beteken 'n offer vra iets van jou. 'n Offer is nie maar net dinge wat jy ontvang nie. En die woord van die Here leer ons dat wanneer 'n persoon geoffer het, dan is die beste dier in sy trop weg. So, daai dankoffer aan die Here het 'n prys van hom gevra. En ons moet nie bang wees wanneer 'n offer wat ons wil bring 'n prys van ons vra nie. George Batrick het gesê, is jou offer van dankbaarheid werklik 'n offer of is dit maar net 'n herberekening? Is it really a sacrifice or is it only a recalculation? En ons moet vir onsself vra, as ek sê ek offer dank aan die Here, het dit iets van my gevat om dank aan God te offer? Het dit iets van my gevat om my dankbaarheid teenoor die Here te openbaar? En daarom dat ons ook seker maar ons dankoffer het, ons van die bestuur se kant af sê, ons reël elke jaar 'n groot ete en ons sê dankie vir al ons lidmate, vir julle pragtige betrokkenheid, en julle bring 'n dankoffer en sê, hierdie offer vat ook aan my, ek bring 'n dankoffer dan aan die Here. Maar, as ons nou kyk na waaroor ons kan dankbaar wees, daardie gedeelte wat daarvan praat, vertel vir ons in die woord van die Here, van 'n man wat 6:00 die oggend uitgegaan het, en het mense gaan hier om vir hom te werk. En aanvanklik as mense hierdie werk kry die oggend, dan is hierdie man dankbaar, hy sê, ek is so dankbaar voor die Here, dat ek het werk gekry. Ek is so dankbaar voor die Here, ek gaan dan ook 'n salaris verdien vandag, daar is 'n dankbaarheid by hom. Maar nou sê hy, gaan die verhaal verder, en hy sê, hierdie man het 6:00 begin werk, en 12:00 is daar nog mense hier, 3:00 is daar nog mense hier, en 'n uur voor hulle moet uitval, 5:00, toe word daar nog mense gehuur. En as hulle salarisse ontvang, dan kom hy agter, maar ek het 12 ure gewerk, in die warm son, en die ou het 1 uur gewerk, het kry net soveel geld soos ek. Sou hierdie persoon saam met daai persoon bly wees en sê, hoorie, ek is bly vir wat vir jou gebeur het, man, hoe is dit nie wonderlik nie, jy het net 1 uur gewerk en jy het die hele dag se salaris gekry. Maar in steede daarvan het hierdie dankbaarheid van vanoggend, Here, ek dankie ek het werk gekry, Here, ek dankie ek kon 'n salaris vandag verdien, het hierdie dankbaarheid skielik verdwyn, en die man kyk na die lewe en sê, die lewe is daarom maar nie regverdig nie. Vanoggend se blydskap is weg. Lewe maak daarom maar nie reg met 'n ou nie. Kyk nou net wat gebeur vandag met my. Vanoggend het ek gedink, dit wat met hom gebeur het, is iets wonderliks. En nou vanaand dan dink ek, dis nie meer so wonderlik nie. Want iemand anders was gelukkig gewees om 'n uur te werk en 'n dag se loon te kry, en daarom is hy ongelukkig oor dit waar hy vanoggend dankie gesê het. U sien, ons moet leer om met mekaar ook bly te wees. Ons moet leer om met mekaar bly te wees. Die woord van die Here sê, vertel vir ons van die vrou wat haar geldstuk het weggeraak, dan maak sy haar hele huis skoon, en sy kyk oor, dan vind sy haar geldstuk. Dan gaan sy na die bure toe en sê, wees saam met my bly. Wees saam met my bly, want ek het dit wat weg was gevind. Wees saam met my bly, my skaap was verlore, en ek het hom gevind. En dan kan jy of saam met daardie buurman bly wees, ek is regtig saam met jou bly, dat jy het jou geld gekry, of ek kan sê, ag so wat, is nie my geld wat weg was nie. Weet, ag so wat, is nie my skaap wat weg was nie. Jy het jou skaap gekry, so wat, okay, is reg so, goed so. Kan jy verstaan dat die kuns om saam met iemand anders bly te wees, want wanneer jy saam met iemand anders kan dankbaar wees, dan gebeur dit, dat daardie blydskap, wat geen voordeel vir jou aanvanklik inhou nie, daardie blydskap gaan altyd weer terugkom na jou toe, dit gaan ook 'n effek hê op jou lewe. Dankbaarheid omskep jou lewe. Dink bietjie daaraan, dankbaarheid omskep jou lewe. En iemand het die volgende gesê, hy sê, dankbaarheid is die sleutel tot 'n volheidslewe.
Dit omskep dit wat ons het in genoeg en meer. Hoor, 'n lewe van dankbaarheid sê, dit omskep dit wat ek besit in genoeg en meer. Jy sien, wanneer ek dankbaar is, dan probeer ek nie heeltyd praat oor hoe min besit ek nie, en hoe baie besit ander mense nie. Ek is net dankbaar, en dankbaarheid omskep dit wat ek besit in genoeg en in meer. Dit verander ontkenning na aanvaarding, chaos na wanorde, verwarring na helderheid. Dit maak van 'n gewone maaltyd 'n fees. Dit is my so pragtig. Jy kan sê, dit is ook maar nie veel wat ek het om te eet nie. Jy weet, die ryk ouens eet nou 'n groot steak, en ek het nou hier 'n stukkie brood vir my. Nee, maar dankbaarheid maak 'n fees van die bietjie wat jy het. Dankbaarheid maak 'n fees van dit wat jy het om te eet. Dit maak van 'n gewone maaltyd 'n fees, van 'n huis 'n tuiste. Jy weet, dis een ding om 'n huis te hê, maar dis 'n ander ding om 'n tuiste te hê. As jou huis nie vir jou 'n tuiste is nie, dan is jou huis eintlik ook niks nie. Jy kan die grootste en die wonderlikste huis, jy kan die mooiste huis in die dorp hê, maar as jou huis nie 'n tuiste is nie, daar waar jy veilig voel, daar waar jy beskerm voel, daar waar jy kan ontspan, daar waar jy jouself kan wees, daar waar jy net, sommer net kan letterlik ontspan in die teenwoordigheid van die Here. Hy maak van 'n gewone huis, maak hy 'n tuiste. Van 'n vreemdeling maak dankbaarheid 'n vriend. Dankbaarheid maak sin uit ons verlede, bring vrede vir vandag en skep 'n nuwe visie vir môre. Ek sien, elkeen van ons het een of ander iets in ons lewe, in die verlede, wat nie vir ons lekker was nie. Ek het iewers 'n seer gekry, iewers het ek probleme opgetel. Maar nou sê hierdie persoon, hy sê dankbaarheid maak sin uit die verlede uit. Jy sien, dan kan ek sien, daar's 'n God wat my deurgedra het. Deurgedra, hy het my deurgedra. Sê die lieddigter, deur die storms van die lewe bly hy altyd deurgedra. Ek is veilig as ek net in die teenwoordigheid van die Here is. Want hy is 'n deurdra God. My verlede kan sin uitmaak. Sê, Here, ek het deur seer gegaan. Here, ek het deur moeilike tye gegaan. Maar ek is so bly. Ek aanbid 'n lewende God. Ek is so bly, ek is nog in die teenwoordigheid van 'n God, wat antwoorde het wanneer die wêreld om my nie antwoorde het nie. Weet jy, dit is die wonderlikste, om die Here te dien, want wanneer die wêreld, jou vriende, die wêreld, die dokter, die bankbestuurder, niemand vir jou 'n antwoord het nie, dan is daar 'n God nog na wie jy kan gaan. Hulle kan sê, al die deure hier op die aarde het vir jou toegeklap, dan sê hy, nie al die deure nie, daar's 'n deur. Dit is Jesus Christus wat nooit toegaan nie. Hy sal altyd oop bly, hy sal altyd daar wees. Jy het altyd nog die geleentheid, en jy het 'n God wat jou nooi en sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uithelp. Mense, dankbaarheid maak dat ek daardie oop deur kan sien. Dankbaarheid maak dat ek weet, God is net daar vir my. Dankbaarheid maak, sê, Here, ek is so bly dat U het my gedra tot vandag toe. En dieselfde God wat my gebring het tot vandag, sal vir my ook môre invat. Hoeveel keer in die verlede het jy al gedink, dit is nou klaar met my, en hier is jy vanoggend nog steeds. Net vir een rede, die duiwel het vir jou gelieg, en die ander rede, omdat God sê, ek sal jou nooit begewe, en ek gaan jou nooit verlaat nie, en ek sal met jou wees al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Dit skep 'n nuwe visie vir môre. Omdat ek dankbaarheid voor die Here staan, maak dit vir my 'n toekoms oop. Brom, kla, maak vir jou niks oop nie. Maar 'n dankbaarheid teenoor God, maak ook vir jou 'n toekoms oop. En wees dankbaar teenoor die Here, en hy maak vir jou in die toekoms ook wonderlike deure oop. Dankbaarheid gee, en dankbaarheid ontvang. Iemand het gesê, in 'n normale lewe is 'n mens nie daarvan bewus, dat hy oneindig meer ontvang, as wat hy gee, en dat dankbaarheid sy lewe verryk nie. In die normale lewe, is mense nie daarvan bewus, dat jy oneindig baie meer ontvang,
as wat jy gee nie. Hoor mooi, dat jy oneindig meer ontvang as wat jy gee, en dat jy in werklikheid besef dat dankbaarheid is dit wat jou lewe verryk nie. Dankbaarheid, mense, maak jou lewe mooi. Dankbaarheid maak jou bekommernisse minder. Dankbaarheid gee kleur aan die lewe. Dankbaarheid laat die son vir jou elke dag opkom. Dankbaarheid is dit wat maak dat jy in oorwinning kan lewe. En dan sê dieselfde persoon, hy sê, maar hoe kan God groot dinge toevertrou aan hulle wat die kleine nie uit dankbaarheid uit sy hand ontvang nie? Dit is die teoloog Dietrich Bonhoeffer. Hoe kan God groot dinge aan jou toevertrou as jy nie eens die kleine kan hanteer nie? Weet jy, as ek vir my kind R100 gee, sal seker vra, hoekom gee jy my nie 200 nie, maar sê ek het een keer vir sy pa gevra vir R100 en toe sê sy pa, weet jy nie wat is die waarde van geld nie? Sê pa, ek weet, dis hoekom ek 100 vra. Geld het mos maar sy waarde so langs die pad ook verloor en ons groot mense besef dit nie altyd nie. Dat voorheen kon jy baie gedoen het met R20 en nou kan die kind skaars vir 'n koeldrank koop daarmee. Maar nietemin, ons weet dat ons aanbid 'n God wat vir ons hier langs die pad meer gee as wat ons ooit kan vra. Maar ons besef ook dat as ons nie in die kleine dankbaar kan wees nie, as my seun nie die R100 kan waardeer nie, en hy nie met oorleg en versigtigheid met die R100 werk nie, dan het hy nie 'n katse kans om by my R200 te kry nie. Hy het geen kans nie, omrede hy kon nie die kleine hanteer nie, as hy nie die R50 kan hanteer en reg spandeer of reg gebruik wat ek hom gee nie, dan kan hy ook nie by my 500 kry nie. En net so is dit, nou vra ek, die klein dinge wat God vir my gee, as ek oor die klein dingetjies nie dankbaar kan wees nie, hoe kan ek verwag dat God my met groot dinge moet seën? As ek nie vir die klein dingetjies kan dankbaar wees nie, hoe kan ek verwag dat God my met groot dinge moet toevertrou? As my kinders nie vir klein dingetjies kan dankbaar wees nie, hoe kan hulle verwag dat ek vir hulle met groter dinge moet seën? Dit werk net so, mense, ons moet leer om selfs vir die klein dingetjies in die lewe dankbaar te wees, en dan sal die groot dinge outomaties kom, want dan maak ons onsself oop vir die seëninge van die Here. Ontwikkel 'n gees van dankbaarheid. Nou ek het vir jou baie goeie nuus. Jy hoef nie jou lewe deur 'n brompot te wees nie. Jy hoef nie die lewe deur net te kla nie. Jy kan 'n gees van dankbaarheid in jouself ontwikkel. Jy kan vanoggend hier besluit en sê, ek gaan ophou om 'n klaakous te wees, ek gaan ophou om altyd net die negatiewe dinge in die lewe raak te sien, en ek gaan my hele lewe verander in 'n lewe van dankbaarheid. Man kom by sy vriend, en hy sê vir hom, mooi dag is dit nie? Hy sê, ag wat, hy sê net, kom die wolke weer en reën dit. En sê, Springbok het goed gespeel gister, hè? Ja, ag nee, hulle is gelukkig gewees, hierdie naweek verloor hulle. En dan sê hy vir sy vriend, hoor, ek gee my R500 leen asseblief. Ja, al die geld uit. Hy sê, ag wat, ek kan my net sowel vir jou gee, ek sal dit nie terugkry nie. En toe hy so wegstap, toe sê hy, wie hou ook van negatiewe mense? Hoe hou ek van negatiewe mense? Ek hoef nie die 500 terug te gee nie. Nou ja, negatiewe mens is net goed om die kinders mee bang te maak as hulle nie in die aand wil gaan slaap nie. Maar andersins weet ek nie van nog 'n goeie ding nie. Lukas 11, in die woord van die Here lees ons van die genesing van die 10 melaatses. En die Here stuur hierdie manne om hulle self aan die priester te gaan vertoon. Nou die wet van daardie tyd was, as jy melaats is, dan mag jy nie binne in die stadspoorte ingegaan het nie. Jy het buitekant in die berge gebly, jy het in die veld gebly, letterlik soos 'n dier. En jou familie moes daar vir jou kos gevat het, en dan was daar 'n sekere distansie wat jy ook nie naby aan iemand mag kom nie. Jy moet die kos hier neersit, en dan moet die ou sê byvoorbeeld daai 50 meter van jou afstaan, en eers as jy wegloop, en jy is weg, dan kan hy na die kos toe kom.
want dit was die wet van daardie tyd, jy mag nie naby 'n melaatse kom nie. En sou 'n melaatse mens dan genees word van sy siekte, dan moet hy hom eers aan die priester gaan vertoon, en die priester ondersoek hom, en die priester verklaar, dat hy nou genees is van sy melaatsheid, dan mag hy weer teruggaan na sy familie toe, dan mag hy weer met mense assosieer. Dit was 'n wet gewees. En as die Here daai mense gesond maak, en as hy gaan vertoon julle aan die priester, dan is hulle op pad, haastig om met die priester uit te kom, en hier op die pad, volgens die skrif is hulle nie dadelik gesond geword, maar as hy gaan vertoon aan die priester, geloof het hulle seker gegaan, om hulle aan die priester te vertoon. En terwyl daai 10 gaan hulle besef hulle het gesond geword, dink ek hulle was so haastig, om net daardie goedkeuring van die priester te kry, ons wag weer tussen mense kom, dat hulle het vergeet om dankbaar te wees, maar een persoon draai om, en hy kom terug na die Here Jesus toe, en hy kom sê dankie. Hy is dankbaar, dat hy van sy melaatsheid genees is. Dan kom die Here Jesus en hy vra 'n vraag, en hy sê, waar is die, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie, waar is die ander 9 daar? Is daar niemand anders wat omgedraai het, om God te eer, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood was nie, ons kan in vandag se taal sê, 'n man wat nie eers 'n Christen is nie. Is dit vir u ook eienaardig, dat jy baie keer vind, dat die wêreld daar buite het meer blydskap as hulle wat God ken en die Here dien? Het jy al agtergekom, dat hoe maklik kan mense verskriklik kla, wanneer hulle by die Here uitgekom het, asof hulle nou 'n lisensie het om te kla? En die Here sê, nee, jy het nie 'n lisensie om te kla nie, jy het net 'n lisensie om jou begeertes aan God bekend te maak. Psalm 122 sê, ek was bly, toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Vers 4 sê, dit is 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here te loof. Uit dankbaarheid is dit 'n voorskrif om die naam van God groot te maak, om dankbaarheid teenoor God te betoon, dankbaarheid teenoor die lewe, dankbaarheid teenoor mekaar. Dankbaarheid maak dat ons God aanbid. En jy sal nie 'n mens kry wat God sal aanbid as hulle nie dankbaar is nie. En as jy nie 'n gees van dankbaarheid ontwikkel binne in jou nie, dan gaan jy sukkel om die Here te dien. Dan sal jou dankbaarheid nie wees dat jy jou hande sal ophef en die Here loof en prys nie, maar dit kan dalk begeluk soos 'n Kentucky hoendervlerkie lyk. Jy weet, maar God wil meer as dit hê van ons. Die Here wil hê dat ons moet hom loof en prys, en dit hoef nie noodwendig te wees, dat elke keer as die Here loof en prys, moet jy jou hande in die lug opsteek nie. Die hande kan van self ook in die lug opgaan, terwyl jou hart nog ver van dankbaarheid teenoor God is. God soek 'n dankbaarheid, wat hier uit jou binneste uitkom, in jou hele wese kom, wat sê, ek is dankbaar Here, vir die geleenthede. Daar kom moeilike tye ook in 'n mens se lewe, maar ons kan sê, Here, te midde van hierdie moeilike tye, te midde van hierdie moeilike tye, wil ek steeds dankbaar wees teenoor die Here. Moet daar tye wees van dankbaarheid en soms nie. Ek weet, as ek vir julle leer en sê, wees ten alle tye dankbaar, dan kan jy vir my sekerlik met reg vra, maar hoe kan ek dankbaar wees, as daar slegte dinge met my gebeur het? Hoe kan ek dankbaar wees vir slegte dinge wat met my gebeur het? Hulle sê 'n klein vissersdorpie, primitiewe vissersdorpie in die vorige eeu, is die mans uit op die oop see, saam met die jong seuns om te gaan visvang. En terwyl hulle op die oop see is, so kom daar 'n geweldige storm op. En nou staan die ma's en die klein kindertjies en die vrouens hier op die strand en bid vir hulle, kyk net in die donkerte in oor die see, en hulle bid tot die Here, sê, Here, wil U nie asseblief ons mans en ons seuns bewaar hier op die stormsee daar buite nie? En terwyl hulle staan en bid, toe slaan 'n weerligstraal een van daardie ou vissershuisies aan die brand. En omdat daar niemand is om die vuur uit te sit nie, brand daai hele huisie af.
Maar die volgende oggend vroeg toe sien hulle hier is die vissersvloot besig om in te kom. En hulle is opgewonde en hulle is bly, want hier kom die hele vissersvloot in en almal is daar, niemand het hulle lewens verloor nie. En almal is verskriklik bly dat hulle mans en hulle seuns veilig is, maar een kan staan 'n vrou met haar 3 klein kindertjies. En toe 'n man by haar kom te sê vir hom, ek het vir jou verskriklike slegte nuus. Sy sê, weet jy, toe ons gisterand hier op die strand staan en bid vir julle, het die weerlig ons huis aan die brand geslaan. My man, jy besit niks, behalwe jou vrou en 3 kinders met die klere wat hulle aan hulle lyf het wat voor jou staan nie. En hierdie man kyk na sy vrou en sê, ek dank God, ons huis het afgebrand. En sy kyk verbaas na hom, hoe kan jy so iets sê? Dan sê hy, weet jy, daar in die middel van die storm, was ons besig om in die verkeerde rigting die diepsee in te vaar. Hy sê, en dit was die lig van ons brandende huis, wat vir ons gewys het, waar is die land. Die lig van ons brandende huis, wat vir ons gewys het, waar is die land. Die God wat ons aanbid, is die God wat in staat is, om jou ellende te vat, en het te omskep, in 'n kosbare juweel. God kan jou seer, in jou ellende, in jou lewe, kan God vat, en hy kan het gebruik, om vir jou nuwe rigting in die lewe aan te gee. Moenie skrik, vir krisis op jou pad nie. Sê jy, die krisisse kan maak, dat God vir my weer nuwe rigting gee in die lewe. Ek is nie bang vir 'n krisis nie, ek is dankbaar teenoor die Here, die God wat ons ken, en die Here, die God wat ons aanbid. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God, in Christus oor julle. Wees in alles dankbaar. Here, kyk, ek het my kar gestamp. Here sê, nog baie om voor dankbaar te wees. Jy leef nog. Jou kar kan reggemaak word. Jy dood was en is het moeilik om jou reg te maak. Lewende Bybel sê, wees altyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur. Hoor mooi, wees dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur. Is dit moontlik? Ek kan dankbaar teenoor God wees, wat ook al met my gebeur, want ek weet, die liederdigter het vir hom geskryf, as hy sê, God will make a way where there seems to be no way. Ek is dankbaar teenoor God, want my God maak 'n pad, waar ek dalk nie 'n pad sien nie. En sê, wat ook al met julle gebeur, en dan sê, julle dankbaarheid, en ek het dit in hoofletters geskryf, is nie afhanklik van omstandighede nie. Dit is nie omstandighede wat vir my dankbaar maak nie. Dit is my verhouding met God. Dit is die feit dat ek sê, al het hierdie wêreld nie vir my antwoord nie, God het vir my antwoord. En dit gee vir my daar die onuitspreeklike dankbaarheid teenoor die Here. Here, ek is so dankbaar vir dit wat jy sê. Wees altyd tevrede, want dan stap julle die pad wat God vir julle beplan het, toe julle Christus begin volg het. Wees altyd tevrede, want dan stap julle die pad wat God vir julle in gedagte het, toe julle Christus begin volg het. God wil hê, ons moet 'n gees van dankbaarheid teenoor ons ontwikkel. 'n Gees van dankbaarheid, sodat ons elke dag kan weet, die Here is met ons, en hy sal vir ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie. Dank gee nuwe moed. Ken daardie gedeelte van Paulus, toe hulle skipbreek gelei het, waar hy gesê het, dat manne ou goeie moed, 'n engel van God het in die nag my verskyn, hy sê, en nadat hulle gedank het, het hulle begin eet en nuwe moed geskep, nadat hulle God geken het. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Mense, ons moet leer om met dankbaarheid te bid. God het jou nie geroep om met 'n gekla te bid nie. God het jou geroep om met dankbaarheid te bid. As jy nou sê, Here, my voet is verskriklik seer, sê die Here, ek weet, want daar's niks wat ek nie weet nie.
Nou wat het jy nou gedoen, as jy gesê het, Here, my voet is verskriklik seer? As die woord van God sê, maak julle bekeertes bekend by God, en ek vertel die Here vir my seervoet, is dit nou my begeerte om 'n seervoet te hê? As jy 'n begeerte om 'n seervoet te hê, dan jy mos nou stupid gebid. Ek bid vir 'n gesonde voet, ek bid nie vir 'n seervoet nie. Hoekom wil ek nou die Here vertel van my seervoet? As die woord van die Here sê, maak julle begeertes aan die Here bekend. Here, ek het 'n verskriklike pyn in my voet. Here sê, ek weet, want ek weet alles. Ek weet alles. Jy kan my nie vertel van die pyn in jou voet nie. Maar wat wil jy hê? Nou, my voet is seer. O, wie seervoet hê, okay? Maar ek het gesê, jy moet jou begeertes aan my bekend maak. Kan julle verstaan, mense? Ons moet leer om reg te bid, in dankbaarheid, in bid met dankbaarheid. God se woord sê, wanneer ek bid met dankbaarheid, dankbaarheid sê eintlik, ek glo God. As ek nie met dankbaarheid bid, sê ek, Here, klaar maar net. En dit is nie wat die Here van ons wil hê nie. Dankbaarheid is deel van ons gebede. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly, sê, sou jy nie leer om dankbaar te wees nie, hoe sal jy altyd bly kan wees? In die Here moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes, nie julle probleme nie, deur gebed en smeking met danksegging bekend aan God. Jou lewe moet danksegging bring aan die Here. Ons gaan daardie een verby. Lewe dankbaar, geniet die voorreg om God te kan dien. Iemand het gesê, dankbaarheid is om met vreugde aan iemand te dink, omdat hy vir ons iets gegee het, waardeur hy vir altyd by ons sal bly. Aan wie kan ons dink as ons dit sê? Net aan Jesus Christus. Dankbaarheid is om aan iemand te dink, wat altyd by ons sal bly deur dit wat hy vir ons gedoen het. Here, dankie. U is altyd by ons, en ek loof en ek dankie. My gebed is, mag God julle help, mag God ons elkeen help, om te leer, om in dankbaarheid voor die Here te lewe. Dankbaarheid is iets waarvan nie een van ons te veel kan gee nie. Geloof is om dankbaar die hele lewe te aanvaar, as 'n gawe van God, en 'n opdrag van die Here. Kom ons staan voor die Here en bid ons saam.